Nou Klaas is ook nie onbekend nie. Hy het 'n hele klomp volgelinge op YouTube en jy het jou eie Facebook bladsy ook, nee. Nee, ek het nie op Facebook Nee. bladsy nie, ek het net die YouTube kanaal. Net die YouTube kanaal. En dis nou iemand wat vir ons inlig op 'n gereelde basis elke week. As jy nou aanteken, dan kry jy nou daai inligting oor plaasmoorde. Wat eintlik so 'n epidemie geraak het in hierdie land van ons. So hy gaan vir julle nou 'n bietjie meer vertel van plaasmoorde. En as julle op YouTube gaan kyk en julle teken in daar, so sal julle elke week nuwe inligting kry of nuwe goed wat uitkom hoe om te verhoed dat jy aangeval word op jou plaas. My vriend, baie dankie. Dit is 'n voorreg om jou vanmiddag ook hier so saam met ons te hê. Baie dankie my vriend. Nou, julle gaan my moet verskoon. Ek het vanmiddag vir my vrou gesê toe ons ry na toe, eintlik intedeel gisterand al vir haar gesê dat ek gaan nie 'n toespraak voorberei nie. Want ek gaan net my hart uit praat. En as ek klats gly, dis 'n seer storie daar buitekant. Maar ek wil begin deur vir julle te vra, waar is ons? Of hoekom is ons hier? Nie hoekom is ons vandag hier nie. Hoekom is ons hier in die geskiedenis? Ons het gevlug uit Europa uit, Kaap toe, vir ons geloof. En toe dit begin moeilik raak in die Kaap, wat die kerk onder die Britte die boere begin verdruk, het ons weer gevlug, vir een rede, ons geloof, om ons boerevolk vrede te kan hê. Nou, daar's baie aspekte wat uit vandag se program uitgekom het, maar aan die einde van die dag, as jy gaan kyk na waar ons is, plaasaanvalle het nie net ewe skielik begin gebeur nie. Plaasaanvalle het in die Oos-Kaap al gebeur. Die boere is daarso, is hulle deur die Khoisa's aangeval, hulle vee is weggevoer. Jy kan gaan kyk in die geskiedenis na daai tipe oorloë daarso, die grensoorloë in die Oos-Kaap. Daai mense het opgekom hiernatoe, want hulle wou hier in vrede kom bly, in vrede hulle geloof kom beoefen. Ons het deur die jare, die eerste aangetekende plaasaanval was in 1947 gewees. Wie die mense is, weet ons nie, dit was 'n man en 'n vrou en 'n arbeider wat dood is in die plaasmoord, actually. En toe het vir 'n ruk lank het stil geraak, en hier by die 60s het dit weer begin optel. En ons het in 'n area of 'n era begin inbeweeg, die 80s, die 70s, die 80s. Ek het ook my boshoed. Ek het ook my diensplig gaan doen, ek het 24 jaar in die lugmag gespandeer. Want dit het vir my gegaan op daai stadium om 'n uniform aan te trek en my land te beskerm teen die ordes wat ons land wil probeer invallen. In die 80s het ons dit terrorisme genoem. Daar in 1994 het dit nie onmiddellik beter gegaan nie. En toe begin ons dit noem plaasaanvalle en plaasmoorde. Ek noem dit sommer deesdae landelike terreur. En as ons gaan kyk na ons geskiedenis, wat in ons geskiedenis gebeur het, kan ons daai feite net so vat en gaan terugsit hier waar ons sit in 2025. Jy het gepraat van die verskroeide aarde. Ons sit nog steeds by die verskroeide aarde. Die weggolbrande op plase het ons verlede jaar 6 mense verloor wat doodgebrand het. Een ou tannie het in haar kombuis doodgebrand. Daar's mense wat brande geblus het. Ek praat van Sakkie van 'n Wald by Witbank. Ek praat van Philip Goussard by Ermelo. En wat die hartseerste is daarso is toe Japie se lewe terugkom uit die hospitaal uit, waar Philip Goussard nie ontslaan is nie, waar hulle hom daarso gevat het en begrawe het, was daarop daardie Facebook boodskap wat hulle vir Japie terugverwelkom het in Ermelo, was daar niks te sê oor Philip Goussard wat opgestaan het, na die bierplaas toe gegaan het en vir Japie gaan help het.
Julle kan daai stuk gaan soek op Facebook. En so sit ons, en dit is verskroeide aarde. Ons het gesit in 2023, ek wil nie vir julle sê hoeveel miljoen of honderde duisende hektare het verlore gegaan het. Maar, en ons het, Chris Harmse het by die Witkrys Monument het hulle 'n inisiatief begin gebruik in samewerking met 'n veearts in die Wes-Transvaal om salwe of geld in te samel en daardie salwe beskikbaar te stel sodat die diere wat gebrand het behandel kan word. Hierdie jaar het ons nie so gesukkel met diere wat gebrand het nie, maar daar het 'n ander ding sy kop uitgesteek. Die Here het ook genoem. Hulle kom, en ek het 'n aparte register daarvoor, wat 'n plaas aangeval word. Die bees word daar geslag. Dit wat hulle nie wil saamvat nie, of wat hulle nie kan saamvat nie, word die hakskeersenings afgesny. So met elke bees wat daai eienaar moet skiet, verloor daai eienaar R30.000. Dit is die deursnitprys van 'n bees soos wat hy daar staan. Jy kan maar daai bees niks doen. En ons het dit in hoeveel areas in Suid-Afrika gehad. Want dit gaan aan die einde van die dag gaan nie net oor plaasaanvalle nie. Dit gaan oor 'n aanslag teen landbou. Dit gaan oor om die landbousektor so te knak dat die mense heeltemal onttrek en dan gebeur daar iets anders en ek gaan dit nou vir julle noem. Ons het in 1988 het ons 132.000 kommersiële boere in Suid-Afrika gehad. Ek het nou in verlede week het ek met 'n boer gepraat in KwaZulu-Natal. Hulle was op 'n stadium was hulle 30 boere in daardie distrik waar hy is. En hulle is nou maar 9 boere, 9 kommersiële boere. Ons sit in Suid-Afrika huidiglik met minder as 22.000 kommersiële boere wat hierdie land met kos gee. Dit is besig om al erger en erger en erger te raak. As mense vir my vra, Klaas, gaan dit ooit stop? Dan sê ek vir jou nee, plaasaanvalle gaan nie stop nie. Want dit gaan oor daardie een aspek, hoekom ons uit Europa uit weggetrek het, hoekom ons uit die Kaap uit weggetrek het, dit gaan oor die boer se een ding wat hom aan die gang hou. Dit is sy geloof. Want dit is 'n ewige stryd tussen swart en wit. Nou praat ek nie van velkleur. Ek praat van die magte van die duisternis en die magte van die lig. En ons as 'n boerevolk is die magte van die of is die kinders van die lig. Die mag van die lig is God homself. Die mag van die duisternis is Satan. Hy is die meester daarvan. Maar saam met hom het hy ook 'n klomp magte wat teen ons as gelowige God vrygekoopte, bloed vrygekoopte volk optrek om ons te vernietig. Daar's baie aspekte en ons het in die week het ons 'n gesprek gehad daaroor hoekom ons in Suid-Afrika is. En ek het op 'n stadium begin navorsing doen en dit gaan oor dat ons hierso as 'n geroepe volk of 'n godgeplande volk hier in Suid-Afrika is. En daar's studiebewyse daarvoor. Dat ons hierso is, want God wil ons hier hê. Hy het ons uit verskillende nasies uitgebring. Ja, die Engelse was ook, die Engelse bloed is ook daar so. Ek het Jones in my familie, maar ek hulle is Wallisers, nie Engelse nie. Maar ekskuus. So is daar uit die Franse uit die Duitsers uit Italië uit die hele Europa uit, selfs uit Amerika uit. Is daar mense hierso saamgevoeg om 'n volk te skep wat God uitgekies het. En ja, dit gaan noodwendig oor bloedlyne. Mense het gesê, die een ou het gesê, dit gaan nie oor bloedlyn nie, want jy is vrygemaak deur die bloed van Jesus. Maar tog is dit daardie ingebore trots en krag waaruit ons gekies is uit die roof van Europa as gelowiges om hierso saamgevoeg te word. Ons praat 'n bietjie oor plaasaanvalle. Ons statistiek vir verlede jaar, ek het 186 plaasaanvalle gehad vir die jaar 2024, vir die kalenderjaar. 34 mense vermoor op plase. En as jy gaan kyk na
En YouTube het my daai dag het my gesê, wow, hierdie goeders wat jy op hierdie video gesit het, en daar's baie van hierdie video's wat uitkom, wat ons nie noodwendig kan uitplaas nie, as gevolg van die bloedigheid van hierdie moorde. En, as jy kyk na die aanvaller, die oomblik wat hy self bloed trek, dat hy self met bloed skenk, dit is daai oomblik wat hy vlug. Ons aanvallers is in die eerste plek, as hy op die plaas aankom, is hy gerook, of hy's vol skokkie aan of goeders. So daardie etiese lyn wat hy moet hê, of die morele lyn is alreeds weggevat. So hy kan instap en begin moord. Partykeer, daar's plaasaanvalle waar daar niks gevat is nie. Hulle het ingekom, hulle het die plaaseienaar geskiet en hulle is voort. Ek sit met 'n geval in die Noord-Kaap. Die vrou het basies geboer. Haar man, ek kan nou nie sy naam onthou. Die Claptons, Anita Clapton. Anita is vermoor. Hulle het haar sleg verniel. Hulle het haar man, hy is net nie meer daar nie. Hy weet hy het 'n plaas, maar hy weet nie hoeveel plase. Hy het iets soos 11 plase en hulle het 'n plaasbestuurder aangestel wat al die administrasie van hierdie plaas doen. Hoekom het hulle nie albei uitgehaal nie? Hoekom het hulle net vir Anita doodgeskiet? Want sy was in staat gewees om nog die boerdery te laat aangaan. Haar man, omdat hy demensie het, hy weet nie wat aangaan nie. So, hoekom moet hulle hom enigsins iets doen? Ons sit hier by Hekpoort, die Brombeers. Hulle het die vrou en haar broer het hulle aangeval. Die man wat in die reisstoel was, het hom gelos. Hoekom het hulle enigiets aan hom doen? Want hy is nie vir hulle 'n bedreiging nie. Hy kan makliker van die plaas af weggeskei word. En dit is waar die wetenskap agter plaasaanvalle inkom. En gaan kyk maar na die deursnit van jou plaas eienaars of jou plaasmoorde. Daardie mense is 60 plus. So hulle is so gevestig daarso, die familie, die kinders sit en werke in die stad. Hulle stel nie belang om daardie vaste salaris te los en te gaan boer nie. So nou word die plaaseienaar en sy vrou word vermoor. Of een van hulle word vermoor. Die ander ene het nie die vernuf, as ek dit so kan stel, om daardie plaas vorentoe te vat nie. So daardie plaas uiteindelik gaan dit in 'n boedel in, uit die boedel uit word dit verkoop, kom ek sê vir, kom ons noem maar 'n belaglike bedrag van 10 miljoen. Kom ons sê 700 hektar plaas. Dit is hipotetiese syfers. Nou, daai 10 miljoen, daar's 'n nuwe eienaar, 6 maande daarna, dan verwissel daai plaas weer van hande. En daardie plaas beland dan onder die eienaarskap van iemand wat al klaar 100,000 hektar het. Kom ek sê vir julle mense, hier's groot plase in Suid-Afrika. En dit behoort alles aan 'n uitgesoekte klompie mense. Want dit gaan daaroor dat aan die einde van die dag moet daar beheer uitgeoefen word oor voedsel. Sodat as jy wil eet, en ek gaan nou vir julle sommer reguit sê, ons is in die klein seisoen. Ons gaan op 'n stadium, gaan ons moet die keuse maak, of jy gaan vergaan van die honger, of jy gaan daai merkie op jou hand kry, op jou regterhand of op jou voorkop. Dit gaan gebeur, ons is in daai seisoen, dit is besig om nader en nader en nader in dit te kom. Die dinge rondom 'n plaasaanval. 'n Plaasaanvalsbeplanning vat 3 maande.
Nou kan jy jouself gaan indink, 'n ou prokureur. Hy bly maar net aan die gang, want dis al wat hy kan doen, hy wil nie aftrek nie. Maar op sy lesenaar is daar van hierdie kant af so rondom hom, is daar hierdie stapels leers. Elkeen van daai leer is 'n volledige ondersoek, of 'n volledige samestelling van een plaas. Jou werkers gee inligting weg. Jy het 'n dagloner, hy's daar vir 2-3 maande, dan is hy weg. En saam met hom vat hy 'n klomp inligting. Hulle weet hoeveel honde is daar, hulle weet wat is die ouderdom van die mense, hulle weet wat se vuurwapens is daar, hulle weet wat se elektronika is daarso, hulle weet jy doen jy betaal ek met 'n EFT. Daar's baie plekke, ons het nou een plaas aanval, het hulle per EFT kontant het hulle R100,000 gevat uit die kluis uit. Want hulle weet wat is nie kluis. Jy gaan kluis toe en jy kom haal R3,000 kontant uit en daar's jou ander plaas aanval by Belfast. Die ou het gekom en hulle het met die kontant in die bakkie gery. En toe hy stop, toe roof hulle hom. Want hulle weet presies wat op daai plaas aangaan. Routine is een van ons grootste moordenaars as dit kom by plaasaanvalle, plaasmoorde. Hulle weet jy ry 7:15, ry jy en jy ry gou dorp toe of jy ry tot by die busstop waar die bus jou kinders optel, dan kom jy terug en dan begin jy met 'n sekere routine. En hulle ken daardie routine 100%. Want hulle weet presies wat op daai plaas aangaan. Hulle weet elke week koop jy 30 skape. Daai 30 skape staan vir 10 dae daarso, dan verkoop jy hulle 5 hier, 6 daar, 7 daarso en dit is hoe jy geld maak. En hulle sien wat daar word nie kontant verwissel nie. Maar hulle sien dat die skape word gevat. So hulle weet daar is geld in die bank en hulle weet presies wat kos 'n skaap. Hulle weet presies. Nou het hulle die leer wat al daardie goeders ingepak is. Nou gaan een van daai werkers of 'n buitestander, en hy kom en hy sê en hy vat 'n stokkie en hy pak 'n sekere patroon met die stokkie en daar's 'n merker, daai bottel sê die bek is oop hierdie kant toe, so ek wat hier so staan is die teiken. Hierdie merkers vat die mense tot by die bakkie wat hulle moet steel uit die stoor uit. Dis 'n ongelooflike ingewikkelde en ek gaan die Engelse woord gebruik, intricate stelsel wat hulle gebruik om elke plaas aan te val. Ons ry hier vanaf. As jy by jou huis kom, jy kyk nie wat rondom by die hek aangaan nie. Jy sien ook jy honde is hierso, maar later word daai honde vergiftig. Nou kom hulle in, hulle val jou aan in jou huis en ek het nou die dag in Boulders toe sê ek my vrou, wat se ding is hierdie groen ding? Toe sê sy vir my dis 'n crowbar. Sê ek van nee, dis 'n standaard plaas aanval stomp voorwerp. Dit is een van hulle gereedskapstukke wat hulle gebruik. En aan die einde van die dag is dit jou ouer garde wat dan eers gemoor word, so hulle word afgekry van die plaas af, sodat die plaas in sy proses kan ingaan waar daai plaas aan die einde van die dag in die hande van 'n mega boer kan beland. Ons kan aangaan oor waaroor plaasaanvalle gaan. Ek het 'n video gemaak, die anatomie van 'n plaasaanval. Ons het gery. Ek het gesê, okay, ons moet kyk vir dit of dit of dit. Toe sê die ou vir my, toe sê die boer vir my, is dit waarna ons soek? 'n knickknacks papiertjie wat omgedraai is en binne in 'n muursoop ingedruk is. Stap 'n entjie verder, daar waar die kar se spore uitkom, stap net so entjie, daar lê 'n melkkarton, nog 'n melkkarton. Dis die merkers. En dan gaan jy nader in die huis en word af jou gesê, sien daarso, 'n werker, hy rook 'n pakkie sigarette, die pakkie sigarette is blou.
As hy uitry, of hy stap die kant om, of hy stap daai kant om vir die opstal, as hy huis toe stap. En gaan kyk wat los hy agter hom, as hy daai middag daar so weg is. Daai leeboksie sigarette, die blou boksie, hy los hom daar so. Sodat hulle weet, daar is 'n informant hierso. Nou gaan jy tel daai boksie op, hulle vat daai blou kleur, en hulle gaan maak hom net kleiner. So het hulle by daai selfde plaas se ingang, was daar 'n klomp blou bal tou, wat in 'n bondel daar gelê het. En 'n week later, toe is daai ding kleiner gemaak, hy is net so om die draad gedraai, het so 'n bietjie getorring, en 'n losknoop daar gemaak, en hy daar so. As jy verbystap, jy sal my sien te sê, jy weet waarvoor om te kyk nie. Plaasveiligheid. Op my stoep, my vrou is my getuie, het Chris Harmse vir my gesê, Klaas, jy mors jou tyd om oor plaasveiligheid te praat. Ons mors nie ons tyd nie. Want aan die einde van die dag is dit soos toe ons soldate was. Jy het hoeveel keer het jy op die plek rus aandag, op die plek rus aandag, op die plek, tot jy dit perfek gedoen het, tot jy as 'n peloton, of as 'n peloton, dit soos een band, doef, gedoen het. En niemand se voete was laat geweest. Want jy is ingedring, en as dit my laaste ding sal wees wat om te doen, is om te praat oor plaasveiligheid, dan sal ek dit doen. Ek het nou die dag het ek uit 'n ander hoek uit gaan kyk na plaasveiligheid, ek het nie gesê, gaan maak jou werf skoon, kyk dat daar nie gemors op jou werf rond lê nie, kyk dat dit gebeur, kyk dat gebeur, moenie daar gereedskap rond lê nie, want daai gereedskapstuk kan hulle gebruik om jou aan te val. So het ek uit 'n ander hoek uit gaan kyk en sê, meer 'n psigologiese hoek, en sê, kyk na jouself, hoe dink jy? Soos daardie 12 spioene wat uit Israel uit teruggekom het, 2 van hulle was positief geweest. Gaan jy en dink jy positief, en sê, maar weet jy wat, ek daai ding is uitplek, kom ek maak dit reg. Gaan ek die ander pad vat en sê, ag ja, laat hy maar daar lê. 'n week later en lê hy nog steeds daar so. Want hoekom moet ek my werf netjies hou? Die werf netjies hou, dit spreek van dissipline. Ons moet daardie dissipline moet ons weer begin indrul in ons psiges in, sodat dit met ons op landelike gebied weer kan begin beter gaan. En een van daardie psigologiese goeders waarna ek gekyk het, is geloof. Want ons stel onsself nie meer uitverkoop aan ons hemelse Vader nie. Ons het dit, ons het dat, ons het hierdie ding wat ons doen, ons het daai ding wat ons pla, ons hou onsself mee besig met daai ding, maar ons konsentreer nie meer om ons geloof sterk en standvastig te hou. So nou, omdat ons nie meer daardie geloofs routine het nie, nou gaan ons en ons dissipline begin ook daaronder te lei. Want ons kyk nie na ons kyk nie na hoe ons deur ons dag gaan nie. Ons kyk nie dat ons puntenerig is oor sekere goeders nie. Ons kyk nie dat die hekke gesluit is nie. Ons kyk nie dat ons deure gesluit is nie. Vinnige staaltjie vir julle vertel. Ek is op die plaas en is hier so 12 in die nag. En daar's 'n hek wat gesluit word, dan is daar 'n ander deur, so staaldeur. Dis 'n baie ou huis, 'n staaldeur, want jy moet hom wikkel om hom uit die kusyn uit te kry. En nou wil ek gaan rook. En voor daai deur so en hy maak klank. Niks meer te die skouer kyk, toe staan my boetie met die klok. Sy deur amper geskiet. So ons raak agterloosig met sekere goeders wat ons moet doen as dit kom by ons eie beveiliging, as dit kom by ons dissipline. Ons kyk nie meer rond nie. As die plaaswerker weg is, gaan ons nie en ons gaan kyk, het hy dit gedoen, het hy daar omgespit, het die skape kos nie, het die hoenders kos nie, is
tuin, daai stukkie tuin wat ons het, wat ons groente is daai tuin nat gegooi. Maar ons kyk nie daarvoor, ons kyk nie rond vir goeders wat uit plek uit is nie. As ons die goeders wat uit plek uit is, beginne verwyder en in plek sit, gaan dit ook met ons beter gaan. Daar's baie wat ons kan praat oor plaasaanvalle. Daar's baie wat ons kan praat oor plaasmoorde. Sover vir die jaar, en dit is 'n ander interessante punt. Ewe skielik, toe Trump terug in die stoel en almal sê, "Jy's Trump." Almal sê MAGA en daar selfs 'n SMAGA of something like that. Make South Africa great again. Of so iets van daai aard. Maar ons is te geneig om te gaan kyk na wat is buitekant. Nou stuur ons al hierdie klomp goeders uit na Trump toe. Trump is nie daar vir ons nie, mense. Amen. Hy is nie daar vir ons nie. Trump is 'n vals messias. En almal kloek agter Trump aan. En toe ewe skielik, net soos begin verlede jaar, toe's dinge 'n bietjie stil. Trump weet mos nou van alles, so nou is daar nie meer plaasmoorde of plaasaanvalle nie. Verlede jaar Januarie, 6 aanvalle, geen moorde. Februarie, 19 aanvalle, 3 moorde. Ek is nie seker wat in Maart gebeur nie. Hierdie jaar, vir Januarie, ek is nie seker wat daai syfer is nie, maar vir Februarie, 16 aanvalle. Geen moorde nie. Ons is gelukkig. As daar nie iemand met 'n lijkswaal van die Kaap af, van die plaas af weggevat word nie, dan is ons dankbaar. Ek het 'n video gemaak oor wat ons doen tydens 'n plaasaanval. My geruk. En as jy deur hierdie goeders werk, deur die statistieke werk per maand, vra my vrou, daar sit sy. Jy begin naderhand so in jou gees daardie houe op daardie lyf voel. As jy daai foto's kry van mense wat met 'n panga aangeval is, jy voel hoe daardie lem sny in daardie vleis. Want dit raak deel van jou. Ek het gelukkig het ek iemand met wie ek kan gesels hieroor, so dit gaan met my alweer klaar weer 'n bietjie beter. Maar die bedryf waarin ek is nie maklik nie. En ek sê nie kry my jammer nie. Kry die mense daar buite jammer. Hê empatie met hulle wat in 'n plaas aanval vermink word, soveel so dat hulle hospitalisasie of selfs plastiese snykinne moet kry, of selfs daai persoon wat leweloos op daai kombuisvloer lê. Gisterand het ek het nie speelgoed meer. Ek het my speelgoed gisterand so ver gegooi, ek sal hulle nooit weer kry. Want 'n Afrikaans sprekende wat iewers oor see is, my sê, daar's nie so niks soos plaasaanvalle nie. En dit is die mentaliteit waarmee mense daar buite kan sit, is dat daar nie so niks soos 'n plaasaanval is nie. Daar's nie so niks soos 'n plaasmoord nie. Dis 'n realiteit, mense. Dis 'n realiteit. As nou in die Oos-Kaap is daar 4 gevalle waar mense weer aangeval is. Mense wat in gemeenskappe begin inbeweeg om te sê, ek wil 'n verskil gaan maak. Dan kom die gemeenskap of elemente in daardie gemeenskap kom terug. En hulle kom val daardie mense aan. Mense raak moedeloos, hulle wil nie meer daai gemeenskap help. Daai gemeenskap sit, daai mense sit skole, dagsorgsentrums, klinieke in jou landelike gebiede. Gaan kyk na 'n kaart van die Oos-Kaap. Dit is die tweede grootste provinsie in Suid-Afrika. En kom ek sê vir jou, daar's nie baie infrastruktuur in die Oos-Kaap nie. Oos-London, Port Elizabeth, miskien Graamsstad, die res dis landelike mense. Daar's nie groot dorpe waarheen mense kan gaan. Ek sê nou gaan ek inkopies doen. Daar's een man wat 70 mense se lewens per maand verander het. 70 mense wat afhanklik was van pure venter. Hulle het op aangeval, tweede keer, derde keer, toe skiet hulle 11 van hulle, toe in die straat doodgeskiet.
reg voor sy besigheid. Daar's 70 mense wat sien hoe hulle daaglikse versorging dood van daai man die rivier afspoel. Laaste ding wat ek wil sê. Ons het die geleentheid om die 28ste Maart as 'n volk saam te staan teen plaasmoorde en plaasaanvalle. Hierso in die weste van Gauteng is daar groepe uit die Wes-Transvaal of Noordwes as jy hulle wil, is daar groepe. Daar's reg oor die land is daar groepe. As jy kan inskakel by so 'n groep dat jy die reëlings vir die dag kan kry en kan meemaak, draai jou swart nie. En dit gaan swaar met ons boere. En dit gaan nog swaarder gaan. Ja, dit was nie die laaste ding wat ek wou gesê het nie. Die laaste ding, dis die heel laaste ding, ek beloof julle. Dit is al reeds aan die gang. Die beplanning daarvoor is al reeds aan die gang. Die beplanning is alweer uitgeskuif. Die 4de April is die dag in Suid-Afrika. Ek praat julle nie bang nie, ek gee vir julle die reine waarheid, ek gee vir julle die harde waarheid. Hulle gaan probeer om vir Cyril Ramaphosa te onttroon. Daar gaan 'n oorlog kom, swart teen swart. Moenie betrokke raak nie, maar moenie die straat ingaan sonder dat jy gestrep is nie. Want as dit kom by jou familie, jou gesin, jou besittings, verdedig. Maar moenie ingesleep word. En ongelukkig is daar elemente soos daardie Afrikaanse ou, wat met my Afrikaans praat, die wit ou, Wimpie Jenus of iets van daai aard, wat iewers oor die see bly. Daar is mense soos hy ook. En daar is mense, wit mense, wat gaan probeer om ons as 'n boerevolk in te trek in daardie komende oorlog. En dit kom. Die ou oom wat my dit vertel het, my die detail daarvan gegee het, is ongelukkig oorlede. Ek het my gesê, kry daar inligting uit. Ek is nie 'n siener van Rensburg nie, maar as ek inligting kry, dan vat ek dit uit. En die mense soos julle, mense wat op plase is, mense in dorpe ook selfs, daardie inligting gebruik om aan die einde van die dag 'n besluit te maak om maatreëls aan te wend om jouself, jou gesin, jou eiendom te beskerm. Alles is nog nie verlore nie. Soos ek gesê het, ons is in 'n klein seisoen. Kyk op die wolke. Die koning kom. Bly in die lewe. Bly getrou aan jou Vader. Bly uitkyk na die wolke en dat hy eendag kom om ons wat sy volk is te kom haal. Rudy, baie dankie vir die geleentheid. Ek waardeer dit regtig. As ek sê ek het niks voorberei nie, want by al die hoofpunte van my hele praatjie was eintlik hier gesê en nee, 100%. Ek sit daar, ek moet dit onthou, Maar baie dankie vir jou insiggewende. Dit was regtig lekker geweest om jou te luister, hoor. Klaas, baie dankie man. Dankie julle. Ek wil net